Goeienaand broers en susters. Baie welkom by As Woensdag 2021. Nou nie soos die gewone waar ons in die kerk bijeen is en ons aan die einde van die diens elkeen so kruisie met as voor die kop maak nie. Want ons het nie Palmsondag diens gehad vir die jaar nie. En soos het nou nie die palm takkies gebrand nie. Maar ons gaan aan en ons gaan die woord steeds met mekaar deel, broers en susters. So kom ons voortstel voor sy aangesig. Here, baie dankie dat ons in u diens kan staan. Dankie dat ons na u toe kan kom te alle tye en onder alle omstandighede. Dankie, Here, dat u vir ons die weg, die waarheid en die lewe is. Here, daar is niemand soos u nie. En daarom kom ons, Here, as u kinders vanaand bijeen. Here, nou nie in die kerkgebouw nie, maar as families, waar ons kom luister wat u vir ons deur u woord wil sê. Here, dit is die begin van die lydenstyd. Here, daar is so baie mense wat ly in hierdie dae in. So baie mense wat pyn het, so baie mense wat ons verloor het in die tyd in. En Here, ons kan nie anders as hierdie tydperk, as om hierdie tydperk te beskou, as 'n tydperk van rou nie. Maar ook, Here, dat ons deur die rou herstel sal kry vir ons gebroke harte. Kom seën ons, Here, deur die woord en deur u Gees. Amen. Geliefde broers en susters, ek lees vir u uit 2 Korintiërs hoofstuk 6. Dit is vanaf vers 1 tot en met vers 10. En ek lees as volg: As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê: Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld en verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar, as onbekendes en tog is ons goed bekend, as sterwendes en, soos julle sien, ons lewe as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles. En tog besit ons alles. Kom ons bid. Here, ek vra u dat die woorde wat uit my mond uit sal kom, u welgevallig sal wees. U wat is my Here en my God. Amen. Kom ons luister na nog 'n lied, broers en susters.
Broers en susters, onze tekstgedeelte, onze gedachte vir oordenking. Ek gaan voort daarmee en dan begin ek met 'n vraag. Is die genade van Jesus te vergeefs vir jou? In die voorafgaande gedeelte is dit Paulus wat die dood van Jesus beklemtoon as die daad van liefde, die nuwe insig dat ons sterflik is, maar deur hom lewe en dat die ou slegte gewoontes wat ons het, dat ons dit moet aflê, dat gelowiges nou moet optree as gesande vir Christus. Hierdie genade wat vanaf God kom, moenie te vergeefs beskou word nie, maar nou saam met God gewerk word en nie, of die gelowige moet nou saam met God werk en nie dinge op sy eie wil doen nie. En dit, broers en susters, daarom word ons beskou as medewerkers van God. Medewerkers is eintlik in Engels mos co-workers. Dit klink vir my so spesiaal om te dink, broers en susters, we are co-workers of God. We are working with God. We are not working against Him. We are working with Him against the biggest enemy, the Satan. En ek dink dat mense net baie keer stilstaan weer by die gedagte dat jy is nie op jou eie nie, jy beweeg nie op jou eie nie, jy doen nie op jou eie nie, maar jy is 'n medewerker, jy's 'n samewerker, jy's 'n sameloper. En dit is baie spesiaal wat ons nooit uit die oog moet verloor nie, want om saam met God om te werk, broers en susters, is om te doen wat edel is om te doen wat waar en wat opreg is. Medewerkers van God kan daarop roem, dat al het hulle niks om vir die wêreld te wys nie, al het hulle niks om te wys wat in hulle beursies is nie, het hulle alles. Al het hulle niks in hulle koskaste nie, het hulle alles. En al het hulle geliefdes in hierdie vernietigende tye verloor, besit hulle alles. God werk saam met sy medewerkende dienaars in goeie sowel as in slegte tye. Maar daar is ook veragting wat mense koester teenoor medewerkers. En dit is die sonde waarin mense gebore word en so maklik aan vaskleef. En ongelukkig is dit ook so dat medewerkers is nie skielik van dag een af mense wat alles kan doen en wat sonder foute is nie. En daarom die pad van medewerker beteken baby steps, beteken kruip, val, opstaan, kruip, val, opstaan en weer val. En baie keer val ons meer as wat ons opstaan. Maar met elke val en met elke hou wat ons opdoen met hierdie val, raak ons sterker. En sal die letsels nog daar sit, ja, maar die opstaan en die sterker, die binnekant, dit is van belang. Ek was as kind ook nog maar 'n bietjie wild gewees, en as ek so kyk na my lyf, en my kinders sal baie daar vir my lag, dan sê ek, daai hou kan ek nie eens meer onthou, waar ek seer gekry het nie. Daar dink ek het ek 'n spyker gekry in my hou, of daar het ek geskier aan hierdie tak, of dit, of ek het hier vir geval, en ek kan nie eens meer onthou nie. En jy weet, en so is dit ook met die mense, medewerkerspad. Jy tel baie keer hierdie merke op, en hierdie houe tel jy op, en baie keer kan jy eens weer tel. Ek dink maar net aan Jesus se pad daar op pad na Golgotha, die klomp houe wat hy moes opdoen. Hy kon nie eens meer alles voel nie, want so baie het hy gehad om te dra. Geliefdes, broers en susters, en daarom is die rol van die medewerker vir niemand maklik nie. Maar broers en susters, die lekkerste deel is al wanneer dit vir jou voel dat jy as 'n medewerker is so vrot in wat jy moet doen.
jy stink so in jou uitvoering, dan kan jy nog soos 'n lewensgeur vir ander wees. Jy sien ons dink ons baie keer, ek is van die woord het die, maar dit is die ander mens wat vir jou raak sien, en vir wie jy net 'n glimlach, net daar wees, dat jy vir die persoon 'n lewensgeur kan wees. En so noem Paulus die apostel, dat daar tye kom, dat die medewerkers is amper soos mense wat in die tronk in moet wees, wat deur moeilike tye moet gaan, wat deur krisistye moet gaan. En juis, geliefde broers en susters, op hierdie Aswoensdag, dan kom ons en dan word ons ook net mens voor die liewe Vader, en ons kom stel onsself bekend dat ons is maar net doodgewone mense. Paulus noem die ontberings wat hulle moes deurmaak, daar in die tyd het hulle in die tronk, was in die tronk gewees, was hulle geslaan, het hulle in oproer beland, en het hulle geveeg en nagte sonder slaap deurgemaak, het hulle honger gelei. En daarvan na vers 6, daar word die skoonheid en die lewensgeur van die medewerker vir my so mooi uitgedruk, en ek het sommer so my eie woorde, dat ek dit saamgevat. Dit gaan om die portefeuille van die medewerker, is iemand met 'n onberispelike optrede met begrip, iemand met verdraagsaamheid en vriendelikheid, iemand wat staan en die besitting het van die wil van God as 'n wapen vir aanval en vir verdediging. Deur hierdie portefeuille, geliefdes, ontvang ons eer, maar ons moet ook bereid wees om die oneer te wil ontvang, nee. Ons word geprys, maar ons word ook beledig vir ons keuses. En broers en susters, al is jy ook betroubaar, word jy baie keer behandel as 'n verleier. Word jy bekend aan ander en sien hulle wie jy is, maar jy bly onbekend in die wêreld in. Blyk jou lewe vir baie mense maar dood, en tog lewe jy ten volle en in oorvloed. So, geliefdes, broers en susters, sal ons straf beleef, maar kan ons nie dood gemaak word nie, selfs al sterf ons ook. En, geliefde broers en susters, gaan ons deur droefheid, is ons steeds opgeremd. Al leef jy as 'n arm mens, stel hierdie genade jou in staat om ander mense se lewens ryk te maak. En vers 10 sluit af met die woorde: ons besit alles, al het ons niks. Amen. Liewe Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir die oordenking daarvan. Dankie dat ons medewerkers kan wees. Ons kom in hierdie Aswoensdag aand en ons kom bid, Here, dat ons nie sal moeg word nie, nie sal moedeloos word nie, maar sal aanhou om voort te stry vir u en u naam alleen. Kom reinig ons, Here, van die sonde en maak ons heel, dat ons hierdie 40 dae sal gebruik, Here, om in afsondering te gaan en by u te kom skuil. Amen. Broers en susters, u moet 'n mooi dag hê. Ons sluit af met die lied As Jesus met pad deur die wêreld verlig.
Kom ons ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die enswoordige ryke gemeenskap van die Heilige Gees, sal met ons almal bly en wees. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.